Goed, kom ons kyk na November 2024 se Doppler vraag. So, hoe lyk dit? Hulle sê vir ons, 'n stilstaande luisteraar wat langs die pad staan, teken die golflengte aan van die klank vrygestel deur 'n sirene van 'n polisiemotor wat teen 'n konstante snelheid beweeg. Ek neem aan hy het 'n app op sy foon. In die golflengte tydgrafiek hieronder, nie volgens skaal geteken nie, is die luisteraar, die frekwensie wat die luisteraar hoor, 0,4, en die golflengte van die bron, die sender, die sirene, is 0,38. So dis 'n bietjie laer. Die luisteraar hoor iets hoër. Sê hulle, 6.1. Noem die verskynsel wat verduidelik hoekom die golflengtes getoon verskil. En ek het dit sommer klaar neergeskryf. Dis die Doppler effek. Goed, so dit is nou een van daai gelukkige kere wat jy nie die hele definisie moet neerskryf nie. OK, dis die Doppler effek. Dan vra hulle vir jou, beweeg die motor na of weg van die luisteraar en gee rede vir jou antwoord. En omdat die luisteraar 'n golflengte hoor wat langer is, nê? 0,38 was die golflengte wat uitgestuur is. Die golflengte wat hy hoor is langer. Beteken dit dat hierdie motor, wat was dit, 'n polisiekar, beweeg weg. Hy beweeg weg. Wat is ons opsies? Weg van. Kyk tog as jy die vraestel skryf. Hulle gee vir die opsies. Moenie ander woorde gebruik nie. Dit maak net die merkwerk moeiliker. Gee 'n rede vir jou antwoord. Wel, die golflengte wat luisteraar hoor, kan ons sê wat hy aanteken, wat luisteraar aanteken, is langer. Golflengte is langer en korter, nee? Is langer. OK. 6.3. Nou wil hulle weet, bereken. OK, hier kom die sommetjies. Die frekwensie van die klank. Dus hulle gee vir ons golflengte en hulle soek frekwensie. Nou moet jy weer gaan na graad 10 toe. Ek wonder of hulle vir ons 'n formule het op die formuleblad. My formuleblad is hierso. Ons het die bewegingsvergelykings, ons het kragte, Newton, ons het werk en energie. Hier is klank, golwe en lig. Die spoed van klank en die frekwensie en die golflengte. So, ek kan daai formule gebruik. V is gelyk aan frekwensie maal lambda. Onthou julle hom? En ek weet nie of ek dit so pertinent gelees het nie, maar hulle sê hier, so die spoed van klank moet ons vat as 343. So ek kan 343 hierin vervang. Ek wil die frekwensie weet. En wat se golflengte moet ek gebruik? Ons moet die frekwensie van die klank deur die sirene vrygestel bereken. So ek gaan die sirene se golflengte gebruik. 0,38. En as ek dit op my sakrekenaar insit, dan kry ek 343 gedeel deur 0,38. 900. Jo, dit is nogal hoog. 902,63 en frekwensie is in hertz. Nee? Goed. Die volgende vraag wat hulle vra is bereken die grootte van die snelheid van die motor vir 6 punte. Nou dis so tipies, want dis nou nogal 'n lywige formule, nee? So die formule wat ons gaan neerskryf, 6.4 is die frekwensie van die luisteraar is gelyk aan die spoed van klank plus minus. Skryf die plus minus. Jy kan as jy klaar die formule neergeskryf het, kan jy besluit of jy 'n plus of 'n minus en waar jy hulle gaan hou. Bo is die luisteraar
en onder is die sender se spoed, en dan maal ons dit met die sender se frekwensie. Goed, nou moet ons gou 'n paar besluite maak. So, saam met die eksamenriglyne wat ek vir julle gegee het, die oggend het ek ook vir julle hier die opsomming gegee. Dink ek was agterop afgerol. En jy moet hier, is hoe jy gaan besluit watter tekens jy hou en so kom ons loer gou daarso. As jy het die luisteraar beweeg weg, dan het jy 'n sekere opsie. Ja, as jy die luisteraar het wat na die bron toe beweeg, dan is dit jou opsie. Ons het die bron wat beweeg. Hulle het vir ons hier gesê die polisiemotor beweeg weg van die luisteraar af. So ons wil hier die ene hê. Jy begin deur alles neer te skryf. Dan die luisteraar beweeg nie. So daar gaan ek net die spoed van klank hou. Dis die bron wat beweeg. As hy weg beweeg, dan gaan ek 'n plus en sy spoed insit. As die bron na die luisteraar toe gaan, bo net klank, onder klank minus die spoed. So na ons toe, dan sy 'n minus, weg van ons af, dan sy 'n plus. Dis net mooi die teenoorgestelde vir as die luisteraar beweeg. As die luisteraar wegbeweeg, dan is dit negatief, en as die luisteraar na die bron te beweeg, is dit positief. Dit is viertjies wat jy gaan moet onthou. In hierdie geval wil ons hierdie ene hê, die bron moet na die luisteraar toe gaan. So ek gaan, baie dankie Science Clinic, ek gaan die frekwensie gaan ons nou invul. Ek gaan net vir V bo los, en ek gaan V plus die spoed van die polisiekar gaan ek daarin vervang, en dan sy frekwensie. Nou kan ons begin invul, maar ek sien nou sommer hierso, hierdie was die frekwensie van die sirene. So ek wil net gou hier, wat nou nie gaan punte tel nie, uitwerk, wat sal die frekwensie wees van wat die ou gehoor het. So ons soek die frekwensie 0,4. Waar kry ek die 0,4? Dit was die frekwensie wat die luisteraar, die golflengte wat die luisteraar gehoor het. En nou kan ek net my 343 gedeel deur 0,4 en dit gee vir my 857,5 Hz. Want ek moet nou dit al twee invervang. So my luisteraar se frekwensie 857,5. Hulle sê die spoed van klank moet ons gebruik as 343 gedeel deur 343 plus die spoed en dit is wat ons wil weet, die grootte van die snelheid. So ek gaan hom nie kan invul nie. En dan die frekwensie van die sender, dis hierdie 902 wat ek hierbo uitgewerk het. En nou moet jy net hierdie wiskunde oplos. Pause gou die video en dan kyk jy of jy daai sommetjie reg kan uitwerk. En hoe dit gegaan. So as jy vasgebrand het, ek het gesê hier is my onbekende. So ek gaan hom na die linkerkant toe vat en ek gaan hier die 800 hierdie kant toe vat. So ek het 343 maal met 900 gedeel deur die 800. Kry my antwoord hier. En dan hierdie twee plus by mekaar, so ek moet hom aftrek en as jy dan daai minus sommetjie doen, dan kry jy die 18. En mens kan afrond tot 18,05, maar as ek die 2 kan byskryf, dan kan ek die 2 byskryf. Dit is 6 punte. Jy kry punte vir jou formule, vir invervang, vir die onderste deel,
vir hierdie deel wat jy in vervang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, en hulle het 'n punt gegee daarso dat jy fisies daai sommetjie ook uitgewerk het. So dat jy hom uitwerk, dat jy hom op die regte plek in vervang. Die 900 wat jy op die regte plek in vervang, hierdie wat jy het, jou 343 plus die spoed en dan 'n punt vir jou antwoord. So dis lekker baie punte. Die groot fout wat kinders soms hier maak is om hierdie twee frekwensies om te ruil of om nie die plus en die minus hier, nee. Is dit die sender wat beweeg hy weg of beweeg hy na jou toe, of is dit die luisteraar wat beweeg en beweeg hy na of weg? So, daar is, ek seker daar is iewers een of ander oulike rympie wat mens kan leer om die plus en die minus te onthou. Ek onthou as die bron wegbeweeg, nee, die luisteraar, ja, die bron, as die ambulans wegry, dan is dit vir my 'n positiewe ding. Ek wil nie hê die ambulans moet na my toe kom nie, want dan was ek dalk in die ongeluk. En as jy een van die 4 onthou, dan kan jy die ander uitwerk. Goed, en dit is die hele vraag. Dit was 3.1 en 3.2, ek het net verkeerd genommer. En 3.2, 12 punte. Dis reg. In die volgende video, die Mei-Junie hereksamen.